Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek is Jacques Loots en hierdie is episode 8 van ons reeks met die titel Die Pasga en Paasnaweek. En ek vermoed ons gaan hierdie week klaarmaak met hierdie reeks, maar kom ons kyk maar hoe dit gaan. Ek wil nie beloftes maak nie. Ons het tot dusver so stukkie vir stukkie deur Exodus 12 gewerk en ons kyk vandag hoofsaaklik na vers 8 en 9. Hy lees in die 53 vertaling: En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitter kruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en die pootjie saam met die binnegoed. Hoekom is hulle juist die lam braai en nie kook nie? Want onthou, hierdie lam is 'n skadu en 'n tipe van Jesus, en wat hier met die lam gebeur het, is 'n skadu wat met hom sou gebeur daardie dag van sy kruisiging. En die vuur praat van die woede van God, wat op Jesus neergekom het as gevolg van ons sonde wat op hom was, en hoe dat daardie vuur al die sonde weggebrand en verteer het. Dink maar aan elke moontlike vieslike ding wat mense al ooit aangevang het oor die jare en oor die eeue, en nog gaan aanvang. Jesus het dit op hom geneem, en die volle prys daarvoor betaal. Hy het die brandende, verterende woede van God op homself geneem, sodat al die woede op sy liggaam uitgewoed is, en dat ons, as gevolg van wat Jesus gedoen het, vry kan wegstap. En nie net my en jou sonde nie, maar die sonde van die hele wêreld. Dis die evangelie. Dis wat daar gebeur het. Kyk wat sê die woord in Johannes 1 vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê: Daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Ek lees hom net weer vir jou. Daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Let wel, nie net die sondes van gelowiges nie, maar van die wêreld. In 1 Johannes 2 vers 2 sê die woord weer, en hierdie hy is Jesus, en Jesus is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. 'n Versoening vir die sondes van die hele wêreld. Laat daai vir 'n oomblik insink. Sê, wag 'n bietjie. Dit beteken dan dat God nie besig is om enige land, of enige iemand, of vir jou te straf vir hulle sonde of ongeregtigheid nie, want God het sy woede oor die sonde van die hele wêreld op die liggaam van Jesus uitgewoed. God is nie besig om vir Donald Trump te gebruik om vir Iran te straf vir al hulle sondes nie. God is nie besig om Suid-Afrika te straf vir enige sonde nie. En God is nie besig om jou te straf vir enige sonde nie. Hy het reeds al sy woede en straf op die liggaam van Jesus uitgewoed. Lees wat skryf Jesaja in Jesaja 53, toe hy geprofeteer het oor Jesus se kruisdood, bykans 700 jaar voordat Jesus gekruisig is. Hy sê onder andere in vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Kyk net weer saam met my na daai middelste gedeelte. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Hoekom het ek en jy vandag vrede met God? Want Jesus is namens ons gestraf. Jesus het reeds ons houe daarvoor gevat. Hy is reeds gestraf sodat ek en jy volkome vrede met God kan hê. En dit het absoluut niks te doen met hoe goed of mooi ons leef nie, maar dit het alles te doen met Jesus, wat in ons plek reeds gestraf is, sodat ons vrede met God kan hê. Man, daar is goeie nuus. Kyk wat roep die engele uit toe hulle aan die herders verskyn en hulle vertel van die geboorte van Jesus. Blaai saam met my na Lukas 2 vers 14. Ek gaan net vir ons hier van vers 13 af lees vir konteks. En skielik was daar saam met die engele 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehae.
Hierdie vrede op aarde het niks te doen met die einde van oorloë of dat mense sal ophou om tussen mekaar te beklei nie. Ons weet dis nie wat dit beteken nie, want sedert Jesus se geboorte was daar al honderde oorloë en mense stry en beklei daagliks onder mekaar. Hierdie vrede op aarde, waarvan die engele gesing het, is die vrede tussen God en mense, omdat Jesus die volkome straf sou dra om vir ons vrede te bewerkstellig tussen ons en God. Jesus het reeds die volle prys betaal. Jesus het reeds aan die kruis uitgeroep, dit is volbring, it is finished. God is nie vandag vir jou kwaad nie. Daar's vrede tussen jou en God as gevolg van Jesus wat jou houe gevat het. As jy dink dat God kwaad is vir jou, kry openbaring van die volheid van die evangelie. Daar's vrede tussen jou en God as gevolg van wat Jesus in jou plek gedoen het. Jesus het reeds jou houe gevat, sodat God vandag net seëninge vir jou het. 'n Laaste teks waarmee ek wil afsluit is 2 Korintiërs 5:18 en 19. En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Hoor mooi, God het nie net gelowiges met homself versoen nie, maar in Christus het hy die wêreld met homself versoen. Ek lees dit net weer. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie. En hoekom reken hy nie hulle misdade toe nie? Of kom ek stel dit so, hoekom hou God nie die wêreld verantwoordbaar vir hulle sonde nie? Want hy het al sy woede op Jesus uitgewoed vir die sonde van die wêreld. En daarom moes die Pasgalam oor 'n vuur gebraai word. Here Jesus, dankie, nie net dat u die sonde van die wêreld op u geneem het nie, maar dat u my sonde op u geneem het. En dat u daar gestaan het, dat die woede van God op u liggaam uitgewoed kon word, vir alles wat ek ooit in my lewe teenoor u sou verkeerd doen. Dankie dat daar vandag tussen my en Abba Vader vrede is, as gevolg daarvan dat u my houe gedra het. What a awesome God. Ons eer U uit ons harte uit. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hierdie lam en jou neus in sy woord. Shalom.